Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou as jy oud genoeg is, sal jy dalk die TV-reeks Koöperasie stories onthou. Daardie stoep waar hulle gesit het by die koöperasie op die bankie en die mense en die karakters en dan die stories wat hulle vertel het. En dan natuurlik oom Genis. Nou, die storie het daar gegaan, hulle sit gewoonlik op die stoep en dan praat hulle oor die dorp, oor die wêreld, oor hulle eie lewens, oor die weer, oor mense en oor soveel dinge. En dan soos klokslag elke liewe keer het oom Genis altyd oor alles iets negatiefs om te sê. Want alles is verkeerd, alles gaan agteruit, niemand doen iets reg nie en met niks stem hy saam nie. En dan elke keer kom iemand in daardie groep en dan sê hulle, ag ou Genis man, moet tog nie so beswaard wees nie. Nou ek en jy ken almal sulke tipe mense. Miskien is jy daardie tipe mense, of dalk is ek, as ek eerlik is, soms ook so. Maar dit is snaaks hoe dit werk nou, want hoe ouer ons raak, hoe meer sit ons op die stoep van die lewe en lewer kommentaar van buite af. Ons speel nie meer saam nie, ons hardloop nie meer op die veld nie. Ons sit op die paviljoen en dan weet ons skielik alles beter as die spelers wat dit vir 'n lewe doen en selfs as die afrigters. Ons weet beter, want in ons koppe was ons die beste, né? Ons span was die beste, al was dit nou, om eerlik te wees, maar die wynspan en die 6ste span van jou skool. En dan sal ons sê, jy glo my nie nou nie, maar jy sal nog sien, ek weet hoe dinge gaan verander. En dan wonder ek baie keer, wanneer het jy en ek opgehou om te leef? Wanneer het jy opgehou deelneem aan die lewe? Wanneer het jy opgehou waag, probeer, lag? Op watter ouderdom kry 'n mens amptelik die lisensie om so sinies te begin wees soos oom Genis? Wanneer word dit aanvaarbaar om net die foute sien in alles, net swaar te dra en net te kla? Wanneer het jy opgehou om in die potholes van die lewe te gaan spring met jou skoene en te gaan geniet van die lewe, eerder as om te begin kla oor hoeveel potholes daar is, wat natuurlik 'n issue is? Maar wanneer het jy opgehou lag, sodat jy dit dalk nie eers meer agterkom nie, né? Jou lewe is net een groot klaaglied en jy kla oor alles en jy is beswaard. Nou dis die gevaarlikste deel, né? Want ons besef baie keer nie eers dat ons lag weg is nie. Ons praat met ongelooflike welsprekendheid oor, ag hoe wonderlik dit was toe ons nog gelag het. Maar nou vandag hier leef ons nie meer nie, ons lag nie meer nie. Dit laat my ook dink aan baie keer die Israeliete daar in die woestyn, né? Toe hulle honger kry, toe begin hulle verlang na die kospotte van Egipte. Hoe ironies is dit, né? Die plek wat hulle vasgehou het, die plek waar hulle gesien het hoe mense om hulle doodgaan, waar hulle geslaan is met swepe, die plek waar hulle slawe was, die plek waar hulle gesien het hoe dag na dag, elke oomblik, die liggie in hulle siel stadig doodgegaan het, in hulle self en die mense rondom hulle. En tog sê hulle, ag, dit was darm goed daar. Is dit nie ironies nie? Ons raak baie keer nostalgies oor plekke, mense en tye wat ons eintlik gebreek het. Ons verheerlik dit wat ons sinies gemaak het. Ja, ons het daar geleer, natuurlik, maar die belangrikste les het ons gemis. God het jou en my nie gemaak om met beswaardheid te leef nie. God het jou gemaak om voluit te leef, om lig te leef, om dankbaar te leef, om met verwondering te leef. Jesus self sê, ek het gekom dat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Nie net in oorlewing nie, nie net in hou jou kop oor die water nie, net in ek kom darm deur die dag tipe van 'n houding nie, maar oorvloed. Ons het nooit geleer om beswaard te wees. Selfs al is dit jou insig wat reg is en selfs al is daar niks fout met jou kommentaar nie, maar daardie houding van beswaardheid stadig maar seker besig is om jou siel dood te maak. Ons het nie geleer dat jy nie lof en aanbidding moet bring aan die dinge wat jou gebreek het nie. Dat jy nie jou identiteit moet bou rondom dit wat jou hart gemaak het nie. Klink dit dalk vir jou bekend? Hoe lank gaan jy nog daardie kinderlike, opgewonde, hoopvolle mens binne in jou bly vasbind aan swaarmoedigheid? Hoe lank nog gaan jy sê, ag, dis maar net hoe ek is, terwyl God sê, dis nie wie jy is nie. Daardie kind in jou, hy is nie dood nie, hy is net stil. Jy het hom stil gemaak. Hy wag, maar jy laat hom wag. So vandag, doen iets eenvoudig. Kyk na jouself, luister na jouself, hoor jou eie woorde en vra eerlik, leef ek lig of leef ek swaar?
Niemand het gesê, jy mag nie weer lief hê nie. Niemand het gesê, jy mag nie weer lag nie. Niemand het gesê, jy mag nie weer begin nie. Niemand het gesê, jy mag nie speel, droom, hoop en stytig wees en met 'n glimlag op jou gesig rondloop nie. Niemand het gesê, jy moet beswaard wees oor alles nie. Dis jou besluit. Jy kan besluit om op te hou leef en sinies en beswaar te wees, maar dis 'n besluit wat jy geneem het. Maar die goeie nuus is, jy kan vandag verander. Jy kan begin om weer lig te leef, want jy leef nog en God wil hê dat jy in hierdie vrede moet leef en in blydskap moet wees en nie in beswaardheid nie. So tot ons weer saamstap, gaan leef lig, gaan leef lekker en ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Mooi loop.